Goeiemôre, dit is maandagoggend nee, vandag is die 9de Maart, jaar 2026. My naam is Danie Gerbers, my weer 'n eer en 'n voorreg saam met jou te kan kuier rondom God se woord. Ek is opgewonde. Jesus Christus is koning. Hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag lees ons so 'n bietjie hier uit God se woord uit Matteus 6 en 'n gedeelte uit Matteus 5. En dit gaan hierso oor jou oog is die lamp van jou liggaam. So met ander woorde, as ons 'n torch het en ons het nie batterye daar binne nie, gaan hy nie werk nie, dan is daar nie 'n lig nie. En so is ook ons oë die torch van ons liggaam. En hoor wat sê God se woord vir ons hierso in Matteus 6 hier vanaf verse 22. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donker is, hoe groot is hierdie donkerheid nie? Party mense is net hartseer en hartseer bedoel ek by so 'n bitterpil. Hulle kan niks goeds raak sien nie. Hulle oog is so donker. Hulle sien, maar hulle is blind. En dan is daar mense wat werklik blind is, maar hulle kan sien. Hulle sien die goedheid van God deur hulle liggame, deur hulle lewe beweeg. So ek en jy moet seker maak dat ons oog ingestel is op Jesus Christus. En ons sien die goed raak. Moenie altyd net die sleg raak sien in alles en met almal nie. Maar kom ons kyk so 'n bietjie en ons sien bietjie die goed raak. Hy lees verder in vers 24. Niemand kan twee here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie kwel oor julle lewe wat julle sal eet of wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer werd as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie. En tog voed julle hemelse Vader hulle. Is hulle nie baie meer werd as hulle? Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie tog onder julle kan deur om te kwel 1 el by sy lengte voeg nie? En wat kwel julle oor julle klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat selfs Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer julle, julle klein gelowiges, waarvoor bekommerd ons as ons weet, as ons aan die Here behoort, sal hy vir ons sorg. Maar weet ons baie keer is ons so bekommerd. Ons soek al hierdie dingetjies in die wêreld, maar ons vergeet eintlik waarna ons regtig moet soek. Hoor wat sê God se woord vir ons in vers 33. Hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie ander dingetjies sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ons is so bekommerd oor ander dinge en ons oë is so gefestig op die dinge van wat ander mense sê en wat ander mense doen. En al wat ek en jy moet doen is, kom ons kry ons oë in die regte rigting. Hy sê in vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Dan gaan jy nie al hierdie ander goed raak sien nie. En dan 'n ander gedeelte, as ons net so 'n bietjie terugblaai na Matteus 5 vers 29. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. So as ek en jy se oë nie gefokus is nie, as jy ons oë nie op God is nie, dan wil ek eintlik vir jou sê, en dan nie jou vinger gaan druk en jou oog uithaal nie, maar ek wil vir jou sê, kry jou oë gefokus op die Here. Want die woord sê vir ons, as ons oë ons gaan laat struikel, dan gaan dit vir ons slegte goed beteken. Gooi eerder dan dit weg. Raak ontslaaf van dit. Kry jou gefokus op Jesus Christus, dat hy jou pad kan gelyk maak, en jy jou nie sal bekommer oor die dinge van vandag nie, want die Here is in beheer. Hoekom wil jy jou dood stres oor goed waaroor jy geen beheer het nie? Kom ons gaan net na Jesus toe.
Ons gee ons hart en lewe vir hom, en ons hou ons oë gefokus op Alfa en Omega. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader. Here, baie dankie vir die woord. Ja, Here, laat ons net ons oë gefokus sal hou op U, Here. Want as ons oë op U is, Here, dan is ons liggaam verlig. Here, help ons, laat ons nie sal afkyk in die donker nie, laat ons nie af sal kyk in ons omstandighede nie, want dit sal ons sommer moedeloos maak. Maar Here, laat ons sal opkyk na die lig, en U is die lig van hierdie wêreld. Ons loof en ons prys en ons eer U in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig God se woord en hou jou oë gefestig op Jesus. Geseënde maandag. Amen.